Een ding wat 'n ou altyd sien is, en as jy in bediening staan ook, dat jy kom, die een voorbeeld van dit in die Bybel is Paulus kom by 'n gemeente aan, en die Bybel sê dat daai mense is disippels van Christus. Né? As die Bybel sê jy's 'n disipel, beteken jy's 'n volgeling van Jesus. En hier is jy 'n volgeling van Jesus, maar Paulus praat met hulle en hy kom agter, maar hoor hierso, hier kort iets. Wat sien hy wat kort? Die vrug van die Heilige Gees, né? Hy sien, hy vra vir hulle toe, het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê nie, ons weet nie as daar is so iets. En so is dit so dat mense lewe, al is jy 'n disipel van Christus, maar die vrug is nie daar nie. Die vrug wat hy van ons verwag is nie daar nie. As ons het op 'n stadium, het ons na een kerk toe gegaan, met nagmaal, het ons baie keer daarna toe gegaan, paar keer, seker 3 keer, en dis die mooiste mense in die gemeente, dierbare mense, maar hulle sit al 45 jaar, 50 jaar in die gemeente, en hulle is absoluut, kan maar sê hulle is dood, né? Daar's geen groei in hulle, daar's geen vrug in hulle. Ek sit nog op die stoel, toe kom 'n ou met 'n reistoel daaraan, en jaag my van die stoel af, want ek sit op sy plek, né? En dit was 'n regte storie, en dit is, dan wonder jy nou, maar hoorie, waar is die vrug van die Gees in hierdie ouens se lewe? Hulle is dan al 50 jaar in die gemeente, hulle moes tog iewerster iets gehoor het. In die Bybel staan daar, praat die Here baie oor vrug, wat ons moet dra. En hy vertel ook van baie keer van 'n boom, wat twee, daar's bome, vrugtebome, wat 2 soorte vrugte dra. Een is 'n goeie vrug, ander een is 'n slegte vrug. Maar hulle moet vrug dra. Ons in ons lewens is daar bome in die wêreld buitekant, wat jy sien, hierdie ou lewe regtig die evangelie. Hy dra die vrug van Christus, vir die vrug van die Gees. Maar die ander ou dra net dorings. Hy steek en hy puncher elke ou wat wie verby hom kom. Is dit nie so? Ons het almal met sulke mense al te doen gehad. Is dit nie? So in die lewe van dit sien jy ons dat daar moet vrug gedra word. Maar ons gaan nou praat oor 'n boom wat nie vrug gedra het nie. In Lukas 13 vers 6 tot 9 vertel Jesus 'n gelykenis. Maar onthou, hy sê vir die disciples, hy praat met die mense in gelykenisse, want hulle kan nog nie die regte woord verstaan nie. Agterna het hy die disciples verduidelik wat hy probeer sê het deur sy gelykenisse. Maar hierso in vers 6, Luke 13 vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n man het 'n vrye boom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrug daaraan gesoek en niks gekry nie. So hierdie ou het 'n land gehad en op hom was verskillende bome, druiwebome en 'n vrye boom. En hy kom toe by hom en hy sê, nee, hier's geen vrug aan die vrye boom nie. En hy sê vir die tuinier, want hierdie was die eienaar wat 'n vrug gesoek het. Hy sê vir die tuinier, kyk, ek kom al 3 jaar na die boom. 3 jaar. En ek kry geen vrug aan die vrye boom. Niks. En ek kom soek en ek kry niks nie. Hy sê, kap hom uit. Waarvoor moet hy grond om hom onvrugbaar maak? Want en hy antwoord hom, dis nou die tuinier wat praat, hy sê, meneer, laat ek nog hierdie 1 jaar, laat hom nog hierdie 1 jaar staan, totdat ek bietjie werk om hierdie boom, bietjie spit, bietjie uithaal wat nie daar moet wees nie, bietjie snoei ook seker, bietjie kunsmis insit, bietjie water gee in die boom, dat ons kyk of hy volgende jaar nie sal dra nie. Maar hy sê, volgende jaar, as hy nie dra nie, dan kap ons hom uit. En ons gooi hom, ons gebruik hom vir brandhout, né? Is dit nie so nie? Baie mense mense wat nie vrug dra nie, is daai mense, jy preek en die Here klop en die Here werk in sy binneste, maar vrek, hy wil net nie regkom, né? Sulke mense hardloop altyd rond en praat hierso en praat daarso, want hy maak die grond onvrugbaar. In die gemeentes kom jy agter dat
wanneer die Here besig is om een se lewe te spit. Kyk, 'n spit is nie maklik nie. Dis nie lekker nie. As die Here kom en hy wil 'n ding uit jou binneste uithaal, is dit nie maklik nie, is beslis nie lekker nie. Want dit voel mos altyd of die pastoor op jou pik, of hy 'n kinderstorie oor jou gehoor het en hy preek daaroor, né? Is dit nie so nie? Maar dis die Here wat wil 'n spitvurk indruk en daai ding uithaal uit jou lewe uit. Nou kom daar ouens wat net sit en kyk en sien, daai ou is nou ongelukkig. Jy weet, die spitvurk het dalk nou 'n bietjie 'n sensitiewe stukkie gedruk. Nou hardloop die ou na die ou toe en sê, luister, en hy chat met die ou en hy skuur skouers met die ou en later begin die ou die grond in daai persoon waar die Here wil vrug hê, onvrugbaar word. Die ou gebruik al die, in Engels nutrients, die grondstowwe, die kunsmis, die water, die sonlig, die sonneskyn wat op baie boom besig is om te val, haal hy uit die ou se lewe uit. Is dit nie so nie? Daarom sê ons, pas op vir sulke mense wat jou kom aanpor. Ons het 'n liedjie wat ons sing, wat ons speel, van ek wil graag by mense kuier, wat vir my sê, my sondes is alright, né? Dis graag die mense wat ek wil hê. Maar met dit in jou lewe, kan daar nie vrug gebruik nie. Hierdie gelykenis, wat die Here vertel van hierdie boom, in hierdie tuin, wat sekerlik baie goed versorg was. Want hy het 'n tuinier wat dag en nag in sy boord werk. So ons kan verstaan dat daai boord mooi versorg is. Dit gaan nie oor hy boom nie. Hierdie gelykenis vertel die Here omtrent ons. Vir my en vir jou. Meer vir my is vir jou seker. God verwag vrug in ons lewens. God kyk nie na hoe oulik jy is, of hoe mooi trek jy aan, hoe groot oorbelle of wat nie, hoe ryk jy is, of hoe arm jy is, hy kyk glad nie daarna nie. Jy al sê jy's 'n gelowige, hy soek in jou lewe vrug. Hy kyk na die vrug in ons lewe. Jesus sê in Johannes, vrug moet jy dra. Jy kry 'n vrug van bekering, jy kry 'n vrug van onwand, wat mense dra wat onbekeerd is. Hy sê, dra die vrug van 'n bekeerde mens. Die vrug wat jy moet dra, moet lyk soos 'n mens wat by die Here is, né? Wat is die vrug? Ons lees van dit in Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, ek moes gisterand eers die muur gaan kyk. Vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die vrug wat ons moet dra. Né? As jy die vrug, die Bybel praat van 'n vrug, hy sê nie vrugte nie. Ons praat baie keer, dis nie 'n mengelslaai nie. Dis nie 'n vrugteslaai nie, dis een vrug, soos 'n lemoen met skyfies is. As jy daai skyfies uithaal en jy sit 'n aardappeltjie daar, of 'n appelskyfie daarin, is dit nie meer 'n lemoen nie. Nee, dis nie meer 'n vrug nie. Die vrug is een solid vrug. Dis wat ons moet dra. Al hierdie eienskappe van die vrug. As ons na ek wat nou van mangoes hou, sal na die vrug kyk en sê, jy maak mooi rooi. Dis een eienskap van 'n goeie mango. As jy hom oopsny, moet hy geel wees en jy moet hom sommer ruik as jy ver afkom. Dis die ander eienskap van daai vrug, die ander skyfie van daai vrug. So die hele vrug kan ons opdeel. Hy moet 'n pit hê, met 'n groot pit, 'n harige pit. Hy moet ruik na 'n mango. Hy moet soet wees, hy moet sappig wees. Né? Dis die mango. Jy kan nie pit uit die mango uithaal en sê dis 'n mango nie. Wat 'n mango het nie 'n pit nie. Né? Dis een vrug wat die Here by ons soek. Ons het direk terug gesien wat 'n ou, die oggend is hy opstaan, skop by honde en hy vloek almal, dan sê hy is nie 'n oggendmens nie. Met ander woorde, blydskap, goedheid, sagmoedigheid is nie in sy lewe nie. So daai vrug is half. Dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Al het hy dalk 'n ander eienskap dat hy baie lief is vir baie mense. Maar dis nie die vrug van die Heilige Gees nie, want die vrug van die Gees is een vrug met al hierdie kerfies, skyfies wat daarin pas. Die vraag is, as Jesus vandag by ons kom aanklop,
by my en by jou, seker meer by my. Watse vrug gaan hy in my lewe kry? Gaan hy dalk net blydskap kry, of gaan hy dan getrouheid ook kry? Getrouheid om die dinge van die Here by te woon, getrouheid om die dinge van die Here te doen. Gaan hy selfbeheersing kry? Gaan hy waar ek opgevlam en mense, hoe kan ek sê, bevloek of whatever, en gaan hy dit by my kry? Of gaan hy sagmoedigheid by my kry? Wat maar, laat hulle maar aangaan soos wat hulle aangaan. Gaan hy goedheid by my kry? Gaan hy vriendelikheid by my kry? Dis die vraag wat hy gaan vra, om 'n vrug te dra. Nie een deeltjie, nie in 'n vrug te slaai nie, dis 'n vrug. Dis die vrug wat die Here kom soek in ons lewens. Hy kom soek nie jou geld nie, hy kom soek nie jou voorkoms nie, hy kom soek nie jou grappies nie, hy kom soek niks nie, hy soek vrug, die vrug van God se Heilige Gees in jou lewe. Onvrugbaarheid is gevaarlik. Die vyeboom staan in 'n mooi versorgde tuin, maar terwyl die boom geen vrug dra nie, gebruik hy die sonskyn van die ander bome, gebruik hy die tyd van hierdie tuinier, hy gebruik die spasie waar daar 2 ander bome kon gestaan het, gebruik hy. So hy gebruik goeders, maar hy geen vrug nie. Dit is 'n onbruikbare boom. Is dit nie so nie? Het julle al 'n vyeboom gesien? Jy kan nie eens in sy skaduwee gaan sit nie. As hy nie vrugte dra nie, is hy goed vir niks. Hy soek, hy moet vrug dra. Net so is dit in my en jou lewe vandag. Kom, ons het gebruik, kry die seëninge van die Here verniet. Die son van God skyn oor ons almal. Ons kry die son, net soos hy vyeboom gekry het. Elke dag kry ons teksversies, ons kry boodskapies, die dag se broodkorsie of whatever. Dit kry ons elke dag, ons kry prentjies van Christelike prentjies. Ons kry dit mooi als. Ons het familie en vriende wat vir ons lief is. Dis seëninge van die Here af. Daar's baie mense wat vandag geen een het nie. Wat vir hulle kan lief wees, wat 'n messies vir hom kan stuur, of wat. Dis 'n groot seëninge om iemand te hê, wat by jou kan kom kuier, wat by jou kom, net vir jou kan sê, hallo, hoe gaan dit met jou? As ons dink, om 'n dak oor ons kop te hê, as jy hoor by mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, wat se voorreg is dit, om 'n seën van die Here om net 'n dak oor jou kop te hê, maak nie saak hoe die dak lyk nie, om net uit die wind uit die weer uit te kom, is dit nie? Om 'n bord kos te hê, kry, al is dit die eenvoudigste bord kos wat daar is, 'n droë broodjie met swart koffie, dis 'n seën van die Here af, ons kry dit, die Here gee dit vir ons, want hy sê, hy sal vir ons sorg, jy sal nie swaar kry nie, sê die Here. Dis seëninge wat hy vir ons gee. Is dit nie? In hierdie lys, mense, ons kan vir jare praat oor hierdie lys, die seëninge wat ons van die Here afkry. Vat nou maar jou gesondheid. As jy nie gesond is nie, kan jy soveel geld hê soos wat jy wil. Jy kan niks doen nie. Gesondheid, as jy vandag jou oë oopmaak, en jy kan die son skyn, en jy kan op jou knie gaan en sê, dankie Here vir die dag. Is dit 'n blessing, wat jy nie kan begryp nie. Daar's baie mense, wat nie die geleentheid het, om die son elke dag te sien skyn. Daar's 'n ouetjie in die dorp wat doof is. Hoe dink julle, hoe voel hy, om nie musiek te kan hoor nie? Om nie 'n voeltjie te kan hoor, sing nie. Hier's 'n oom in die dorp, wat 'n V8 Lexus bakkie ry. Ek en Brandon stop by die winkel, en hy stop ook daar, ek sê, oom, ref nie die bakkie so bietjie, dat ek net die beat van die V8 kan hoor. Dis 'n seëninge om dit te kan hoor, daai ouetjie kan dit nie eens hoor nie. Mense, as jy dit het jy blessings onbeskryflik groot. Nou kan ek vir jou sê, wat doen jy met die blessings wat die Here vir jou gee? Bless jy dalk iemand anders te ook wel mee? Die Here bless jou met dit alles.
Nou kom die Here en hy soek vrug by jou. Hy sê, hierdie vrug wat jy kry, hierdie arbeid wat ons in jou lewe insit, sonskyn, gesondheid, dak oor jou kop, kos, liefde, alles. Wat gee jy van hierdie vrug, hierdie blessings, bietjie vir iemand anderster? Nee, of hou jy dit terug in jou wortels, dan draai jy nie vrug nie. En die Here kom soek vrug by jou. En dan is daai mense wat dit als het, al hierdie seëninge kry hulle, maar hulle lewe is onveranderlik. Geen vrug nie. Is dit nie 'n tragedie nie? Om 'n gelowige te wees sonder vrug is empty, is leeg. Dit beteken dit nul. God roep ons nie net om gered te word nie. Om te red te wees, om gered te word nie. Maar hy roep ons om 'n seëninge en 'n vrug vir iemand anders te wees. Nee? God se genade gee vir ons nog 'n kans. Dit leer ons uit hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die mooiste stukkie in daai gedeelte wat ons gelees het, dis toe die tuinier opstaan. Hy sê, meneer, gee die boom nog 'n jaar. En hy verduidelik vir my, sê, hoorie, ek sal gaan spit om hom. Ek sal vir hom bietjie ekstra kunsmis gee. Ek sal bietjie tyd aan hierdie boompie spandeer. Né? Is dit nie so nie? Is dit nie mooi nie? Dit wys ons die hart en die karakter van ons eie Here Jesus Christus. Hoe God die Vader kom soek vir vrug en daar nie is nie, het Jesus opgestaan en gesê, asseblief Here, Vader, gee my nog 'n jaar kans met die boompie, met my, wat Vincent is. Gee my nog 'n jaar met hom kans, dat ek kyk of ek nie hierdie harde grond kan werk kry nie, dat ek hierdie harde grond geblus kan kry, dat ek die water kan inkry, dat ek meer kunsmis kan inkry, dat die volgende jaar kan vrug dra. Gee my hierdie jaar kans. Dit is ons eie Here Jesus Christus, wat vir my en jou gesterwe op die ou ruwe kruis, wat dit vir ons doen. Hy tree in vir ons, elke dag, al hierdie boodskapies wat ons kry, al die geleenthede wat ons het, om in 'n diens soos vanmôre te wees, wat die Heilige Gees regtig se teenwoordig hier was met die lofprysing, né, en nog steeds is. Dis nie almal wat daai geleentheid, ek en jy het daai geleentheid, dis die tyd wanneer die Here spit en snoei en water gee en met ons besig is, ons Here Jesus Christus. As jy dan vandag asem haal, beteken dit dat God ons nog nie uitgewerk het nie. Dat God is besig in ons lewens, en hy werk, en hy is hard besig. Nee? Genade is nie 'n rede om uit te stel nie. Die genade wat hier gepleit word, van die Here af vir ons, is nie 'n rede om te sê, ek sal maar volgende week sal ek beter voel. Of my gefeelings is so, of my gefeelings is so, of dit of dat, is nie 'n rede om uit te stel nie. As ons die ding mooi lees, sê 'n jaar, daarna kan ons hom uitkap in die vuur gooi. Met ander woorde wat hy sê is, die genade is daar. Die Here Jesus werk in ons lewe, hy probeer sy uiterste bes, om in te dring met sy woord, tussen murg en been, tussen gees en siel in ons lewens, om ons reg te kry om vrug te kan dra. Maar daar kom 'n dag van rekenskap. Daar kom 'n dag wat die boom, as hy nie vrug dra nie, uitgekap gaan word en vir brandhout gebruik gaan word. Maar as die groot koning kom, daai dag gaan hy kry vrug by jou, hoe sal dit nie heerlik wees om die woorde te hoor, kom maar in, my getroue diensknegt, deel in die vreugde van jou meester. Jo. Daarom sê die Bybel vandag, as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As die stem van die Here na jou toe kom, moenie jou hart verhard nie. Gee gehoorsaam aan. Moenie wag vir môre nie, om jou lewe aan God oor te gee,
of reg te kry nie, of hom weer met jou volle hart te begin dien nie. Die genade is daar, maar daar is ook 'n tyd, 'n afsnytyd aan genade. Ek sal nou daaroor vertel. God soek nie volmaakte mense nie. Luister mense, hy soek nie volmaakte mense nie. Hy soek die mense met alle tone en alle oë en alles nie. Hy soek 'n mens wat regtig hom dien en die vrug van die Here uitgee. As hy mense soek, soek hy mense wat vrug dra. Dit wat hy ingesit het in jou, dit wat hy sy seun voor laat sterf het, wil hy in jou lewe hê. Die Here het nog nooit mense in die hel gegooi nie, dit is mense se eie keuse. Maar hy kom na jou toe en hy soek by jou vrug. Die tyd van genade gaan verby. Dan om te vraag is daar 'n vraag wat gevra word. En vra jouself af, vra myself af, dra ek geestelike vrugte? Kyk na ons lewens, daar's 9 vrugte. Is al 9 vrugte in my lewe teenwoordig? Nie vrugte nie, skyfies van 1 vrug in my lewe teenwoordig. Of is daar dalk nog plekke in my lewe waar die Here maar moet werk, waar hy nog mee besig moet wees? Ja, ek glo seker ons almal is so. Mens noem dit heiligmaking. Die Here is besig om in ons lewens nog op sy tye plekke nog te spit, né? As jy sê jy dra die vrug, wat sal Jesus tevrede wees met jou vrug wat hy by jou kry? Gaan dit dalk dorings wees, want 'n doring is ook 'n vrug wat 'n boom dra. Né? As jy nie vrug dra nie, is jy 'n koelteboom waar voëls net kan hom nes maak. En jy weet, voëls bring storieetjies aan. Die kraaie kom van oralste, chi, kom sit in jou takke en skinder. Dis al wat jy dan voor goed is, as jy by mekaar kom plek, vir klomp skinderbekke. Mense wat jy wil down doen, mense wat jy wil aftrek, mense wat jy teen ander mense wil opmaak, né? Dis al wat jy voor goed is, en so 'n boom, ek sal nie eens met so 'n boom vleis brei nie. Net hoe trek die vleis daar rook in. Né? Is dit nie so nie? Die vrug wat die Here by jou soek, is 1 vrug, die vrug van die Heilige Gees. En wat maak jy daarmee? Seën jy ander mense daarmee? Of gebruik jy die doringvrug om mense te steek? Genade, Noag het 'n ark gebou vir 100 jaar. Vir 100 jaar het Noag gepreek. Né? Daar kom 'n dag wat dit die hemel gaan oopbreek met water. Hulle het nog nooit reën gesien in hulle lewe daai tyd nie. Vir 100 jaar het die mense vir hom gelag en gespot. En so aan en so aan. Arme Noag. Vir 100 jaar. Bekeer julle. 100 jaar wou nie vir die mense nie vrug dra nie. Tot op die dag, toe God self die deur van die ark kom toemaak het. Dink julle toe die water iewes skielik uit die hemel uitgekom het, wat hulle Noag vir hulle gesê het, vir 100 jaar, dit gaan so wees. Hulle het hom nie geglo nie, het hom uitgejaag en gejou. En hier gebeur dit. Dink julle hulle het Noag toegeglo? Maar wie die deur toegemaak? God self. Het God hom weer oopgemaak om toe vir al die mense laat inkom? Nee, die tyd van genade is ons nou in. Maar daar kom 'n dag, wanneer daai deur Jesus Christus, wat ons nou gehoor het, toe gaan maak. Dan kan jy maar allerhande slim triks hê om te kom. Maar as die deur toe is, kan jy by die Vader kom nie. Die genade deur is op hierdie oomblik nog waarwyd oop. Vir almal van ons. Die tyd hier staan en pleit by God die Vader elke dag. Dis waar hy is. Hy is in die regterhand van God die Vader, waar hy pleit vir my en jou. Om by die Vader. Geef vir Vincent nog 'n kans. Geef vir Celeste nog 'n kans. Geef vir Ry nog 'n kans. Here, as ek net bietjie in haar lewe bietjie kan inkom en bietjie omspit en reg kry. Here, gee haar nog 'n kans. Né? Gee haar kans tot volgende jaar. Dis wat die Here doen. Dis sy hart. Dis die hart van Jesus Christus. Dat hy nie een wil verlore sien gaan nie, maar dat almal gered moet word. Gebeur dit dat almal gered gaan word?
Nee. Die wat nie vrug dra nie, sal uitgekap word en dit sal vir brandhout gebruik word. Maar die een wat die vrug van Christus dra, sal inkom en sal hy mooi woorde hoor. Kom in, goeie getrouwe diens, het deel in my heerlikheid. Dit is die Here se hart vir ons vandag om te weet, Jesus Christus wil jou help, wil my help om vrug te dra. Die aanklag is daar of ek dit wil hê, of ek dit wegstoot, of ek dit embrace. Here, as die goed wat ek nie van U af is in my lewe nie, knip dit 'n bietjie af. Dis nie lekker nie. Dis regtig nie lekker as iemand vir jou sê, hoorie, dit wat jy doen is nie reg nie. Jessie, ek is mos dan, was my eie man, ek kan myself weet, ek is mos 'n kind van die Here. En dan kom die ander ou sê, hoorie, dit wat jy doen, probeer dit net op 'n ander manier doen, of so iets. Dis nie lekker nie, dis nie lekker om te hoor as jy foute maak nie, dis nie lekker om te hoor as jy fout het nie. Is dit nie so nie? Maar dis die proses om die grond om jou los te kry. As ons 'n boompie hier plant, vra vir Brandon, hulle moes 'n gat grou, hulle moes mis insit, hulle moes 'n kampie omspan, dat die skaap hom nie kan vreet nie, hulle moes water met emmers aandra om nat te gooi. Dit vat tyd om aan daai boom se vrugte in te sit. Ek dink seker hierdie jaar wat kom, gaan hy dalk 1 vruggie dra, of 2 appelkosies. Maar dit vat tyd. Maar as hy na 'n paar jaar nie gaan vrug dra nie, en hy vir hom sê, haal hy die boom, ons plant 'n ander een. Gooi hom weg. Sit hom daar, so Sondag met hom braai. Maar ons het genoeg skadubome, is nie nog nodig vir nie. Dis 'n vrugteboom, ons is vrugtebome, ons moet vrug dra. Die Here verwag dit van ons. Prys sy naam. Amen.